al die oplees en ondersoek en na kommentare gekyk, was dit vir my net kosbaar om weer te kon in diepte sien hoe wyd strek die boodskap van genesing. Hoe raak dit eintlik al ons kerk se vierledige boodskap? Hoe genesing 'n manier is of siekte 'n manier is wat God jou baie keer tot redding roep. Hoe genesing nie losgemaak kan word van die kruis nie. Hoe saam met dit ook gepaard ons ook sien dat God baie keer 'n dieper werk, heiligmaking in ons lewens wil bewerk deur genesing. En dat ons ook gisteraand soos ons gehoor het besonder 'n afwagting het vir genesing, volkome genesing die dag wanneer Christus sal terugkom. Ek vertrou dat dit vir u ook tot seën was en dat ons hierdie boodskappe waarlik in ons harte sal dra en sal bære en dat ons ook iets sal wees wat ons bemoedig en bystaan in tye van verdriet en nood en ons sal weet die Here is naby en hy voorsien vir ons in elkeen van ons behoeftes. Nou liewe vriende, ek wil u nooi vanaand om saam met die woord van die Here oop te maak by Jakobus hoofstuk 5. Ons gaan daar lees vanaf vers 13 tot en met vers 20. Terwyl u blaai in die Bybels, kan ek so lank vir u noem, wat die boek Jakobus besonders maak is waar Paulus skryf vir spesifieke gemeentes met 'n spesifieke klimaat en omstandighede, skryf Jakobus vir kinders van die Here wat verstrooi is. Hulle moes gevlug het vir hulle lewens. So dit is 'n gemengde klomp groep mense. Dit is Jode, Grieke, Romeine en alles tussendeur. Maar nie net dit nie, was hulle ook versprei reg oor die bekende wêreld in daardie tyd. En in hierdie tydperk ondervind hulle druk en nood. En wat gebeur het dan as Jakobus skryf hierdie brief? En hierdie brief word dan van gemeente tot gemeente versprei onder mekaar. So hy dek 'n groot en 'n diep uitleg van verskillende aspekte wanneer dit kom by die woord van die Here. En selfs hier in hoofstuk 5 kom raak hy aan die belangrikheid en die kosbaarheid van gebed. En ek wil hê jy moet saam met my oplees vanaand wanneer ons hier kyk en raak sien dat gebed iets is wat nie losgemaak kan word van genesing of genesing van gebed. En ook vele meer wat die Here vir ons beloof in 'n lewe wat oorgegee is in gebed aan hom. Kom ons lees daar saam Jakobus hoofstuk 5 vers 13. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand onder julle opgeruimd? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van regverdige het groot krag. Elia was 'n mens net soos ons. En hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie. En dit op daardie 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menigte van sonde sal bedek. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Hemel Vader, dankie vir 'n aand en 'n geleentheid soos hierdie tyd waar ons kan stil raak, tyd wat ons tot U kan kom bid. En Here, waar ons ook afsluit vanaand met hierdie reeks, wil ek kom vra dat U waarlik ons harte sal oopspruit vir U woord en U waarheid. Dat dit vanaand diep inslag in ons harte sal kry en dat ons net weer sal besef die belangrikheid en die behoefte van gebed in ons lewens. Here, wil U ons naby kom wees in hierdie aand en vir ons kom leer en wys wat U wil en U begeerte vir ons af is as U kinders. Kom staan ons by, Here, en kom ondersteun ons. Ons bid dit in die heilige, kosbare en dierbare naam. Amen. Nou ek is seker, selfs in hierdie laaste week het U gesien, as een van my kindertjies val of seer kry, sonder dat hulle dink, roep hulle uit, mamma of pappa. Daardie gedagte dat as iets plaasvind instinktief, voor hulle nog dink, maar gaan my ma of is dit reg of was ek verkeerd, instinktief roep hulle uit na ons as ouers. En daardie selfe hart hoor die kind van die Here te hê wanneer dit kom by gebed. Dat die eerste uitkyk van uitdagings, probleme, sorge wat oor ons pad kom,
moet ons in dieselfde instink uitroep na ons hemelse Vader. Uitroep in gebed in ons harte vir hom kom uitstort en bekend maak. Die Here het gebed geskaap en gemaak vir u en vir my as die metode waarop ons tot God kan nader. Dit gaan nie oor hoe lank en hoe hard ons praise en worship nie. Dit gaan nie oor al ons Bybelkennis en insig nie. Dit gaan nie oor hoe baie ons evangeliseer en met ander praat nie. Die manier hoe God bepaal het hoe ek en u as sy kinders tot hom kan nader. Die God van die heelal, die verhewe een bo alles en almal, die almagtige, soewereine, alomteenwoordige God. Die manier hoe ek en u vanaand tot hom kan nader, is alleenlik deur gebed. Gebed wat moontlik gemaak is deur die kruiswerk van Jesus Christus. Ons lees van daardie voorhangsel tussen die heiligdom en die allerheiligste wat daar geskeur is. En ons dink mooi, wonderlik is 'n kosbare boodskap. Maar ons vergeet die diepe waarheid wat daarin gebeure is vir u en vir my, dat daar nie langer nodig is vir 'n menslike middelaar nie. Dis nie nodig vir 'n priester, 'n pastoor, 'n dominee of enige iets by daai gepaard om namens my in te tree, om met God die Vader in gemeenskap te tree nie. Maar nee, Jesus Christus se Hebreërs het eenmaal vir een vir my ingegaan by die heiligdom en vir ons 'n ewige verlossing bewerk. En daarom sê Hebreërs 4 ook, kan ons met vrymoedigheid na die troonkamer van God gaan om op die regte tyd gehelp te word. En hierdie wat ek volgende sê, vriende, wil ek nie ligtelik sê nie. Maar wanneer ek in 'n gebed tree, waar ook al ons mag wees, is dit so goed, ek verskyn voor God in sy troonkamer in gebed en praat met hom. Daar is nie hierdie skuitsmuur of verberging wat veroorsaak dat God nie jou en my gebede nie hoor nie. Maar hy nooi ons uit, hy roep ons tot 'n lewendige verhouding met hom in gebed. Deur Jesus sê self vir sy disippels, julle het nie, want julle bid nie. Ons as kinders van die Here is armsalig en ons is armoedig wanneer ons ophou bid. Wanneer ons woorde tot die Here begin stil raak en ons nie langer soek in gebed nie. Wanneer daai instink nie by my aanwoordig is, dat wanneer uitdagings en probleme kom, ek van nature op my knie gaan om hom te vra vir leiding en wysheid. Die enigste manier, liewe vriende, hoe ek en u sal staande bly teen versoeking, is op ons knieë. Nie in ons eie krag en kennis en insig en in staatstelling nie, maar deur gebed. En in hierdie geval kom lig die Here vir ons uit die belangrikheid van gebed en die krag van gebed in genesing. Wanneer dit kom om God te soek en te vra om my aan te raak en te genees, kan gebed daarvan nie losgemaak word nie. Of ek self God nader in gebed, of ek ander vra om saam met my te bid, is die belangrikheid van gebed iets wat ek nie vanaand kan losmaak vir die boodskap van genesing. Wanneer ek en u bid, nader ons tot die Here en ons vra dat hy ons sal verhoor en beantwoord in daardie gebed. Keer op keer nooi die Here ons om tot hom te praat. Self sê die Here vir ons in die boek Jakobus hoofstuk 1, as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. En hy sal gee sonder om terug te hou, sonder om te verhoed. Die Here lig vir sy disippels uit dat alles wat hulle bid volgens sy wil, sal hulle ontvang. As hulle bid in gehoorsaamheid tot hom, sal dit realiseer en die waarheid word. Maar vandag, liewe vriende, word die woord van 'n voorbidder stil. Ons praat altyd van daardie oom en daardie tannie jare terug. Hulle was nou voorbidders. Maar wat het met hulle gebeur? Hulle tyd het gekom en hulle is by die Here. En wie het hulle plek ingeneem? 'n meerderheid van gevalle staan dit nog vakant vanaand. Nog niemand het ingetree en gesê ek wil 'n voorbidder wees. Ek en jy moet verstaan, liewe vriende, dat ja, nie almal van ons kan noodwendig gaan en evangeliseer nie. Nie almal van ons kan noodwendig predik nie. Nie almal van ons kan noodwendig pannekoek bak en betrokke wees met die tafel opmaak en die musiek nie. Ons het dalk nie die vermoë daarvoor nie. Niks verkeerd daarmee. Maar elkeen van ons wat vanaand hier sit, word geroep om 'n voorbidder te wees. Om te bid
vir die saak van die Here. Jakobus stel dit eenvoudig, is iemand onder julle siek, laat hy die ouderling inroep en laat hulle vir hom bid. God se roep is duidelik, kom na hom toe in gebed. Maar hier onderstaan vrae. As God almagtig is en hy weet wat ek nodig het, hoekom moet ek bid? As ek bid, hoekom genees hy partykeer en ander kere nie? Hoe moet ek bid sodat my gebed nie net woorde in die lug is nie? En ons gaan voortgaan vanaand om te sien na die 3 groot waarhede wat ons ontdek in hierdie gedeelte rondom. God roep ons om te bid vir genesing. God se antwoord op gebed is altyd wys en goed. En ook God is die plek waar ons, gebed is die plek waar ons God se krag en genade ervaar, selfs genees hy nie. Kom ons begin vanaand met ons eerste gedagte en ons sien God roep ons om te bid vir genesing. Nog altyd het die Here dit bepaal en vasgestel dat dit die manier is waarop hy sy kinders seën, sorg en deurdra, is deur hulle wat na hom toe kom in gebed. Ons sien dit in die Onse Vader ook, waar die Here Jesus Christus jou en my leer om te bid. En ek en jy moet vanaand verstaan, die Onse Vader is nie bedoel om as 'n rympie maar net op te sê en herhaal te word nie. Dit is 'n model van gebed. In daardie gebed sien ons hoe God geëer, geloof en geprys word, hoe daar gesê word, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. So die begin van hierdie gebed is alreeds die persoon wat roep en sê, Here, ek bid nie volgens my eie begeerte en my eie wil nie, maar volgens u wil. En liewe vriende, dit is iets wat nie noodwendig oornag gaan gebeur en plaasvind nie. Maar hoe meer ek met die Here wandel, hoe meer ek sy woord bestudeer, hoe meer tyd ek in gebed afsonder, hoe meer begin my wil onder God se wil in te skakel. Hoe meer begin ek volgens sy wil te bid, en hoe meer sal ek begin raak sien en ervaar dat God my gebede beantwoord, en sal ek kan getuig dat daar is krag in gebed, wanneer ek bid volgens sy wil. In hierdie gedeelte vra Jakobus, is iemand onder julle siek? Hy roep 'n uitnodiging uit, maar saam met hierdie uitnodiging sê daar moet vir so 'n persoon gebid word. Let op die 3 bewegings wat hier plaasvind. Daar is 'n roep, daar is 'n gebed en daar is 'n oprig. Die roep, die sieke moet die ouderlinge nader, ek begeer gebed. Die gebed van die ouderlinge moet in geloof geskied, wat ons eergisteraand gehoor het. En dan die waarborg en die versekering wat die Here sê, dan sal hy so 'n persoon oprig as dit volgens sy wil is. Hier sien ons gebed vir genesing is nie 'n laaste uitweg nie, maar die eerste reaksie wat ek en u behoort te hê. Wanneer enige uitdaging oor jou en my pad kom, nie net in tye van siekte nie, wanneer dit 'n finansiële uitdaging is, wanneer dit 'n emosionele uitdaging is, wanneer daar onmin en beklei en stry of enige gevaar in my lewe is, roep God jou en my tot 'n lewe en 'n verhouding van gebed. Gebed, liewe vriende, is die naalstring van ons geestelike lewe. Dit is hoe ons as kinders van die Here behoort asem te haal en te leef en te wandel met God. Dit voed ons en hou ons in die wil van die Here. Maar waarom bid mense so min? Waarom is dit soms so moeilik om tyd uit te koop en te bid? Waarom is dit baie keer die laaste ding wat 'n kind van die Here wil doen en maak, of dit uit die privaat of in die publiek is? Want dit eis opoffering, fisiese opoffering, dit kos my tyd. Ons het die uitdrukking, ek het nie genoeg tyd gehad nie. Maar daar is nie so iets, liewe vriende. Elke dag het 24 uur. En daarom moet ons eerlik wees en eerder sê, hierdie was nie vir my 'n prioriteit. Daar gaan nooit genoeg tyd wees vir gebed nie. Ons gaan tyd moet maak vir gebed. So die eerste opoffering is 'n fisiese opoffering. Maar tweedens is dit ook 'n geestelike opoffering vir een vir my, of emosionele opoffering. Want gebed is 'n verklaring van afhanklikheid. Dis ek wat sê, Here, ek kan nie, ek is nie in staat nie, ek is onbevoegd in myself. En daarom nader ek U. Gebed is wanneer die vlees moet buig onder die almag van God se heerlikheid en erken dat hy verhewe en hoog is en die vlees wil dit nie doen.
Daarom, liewe vriende, is gebed opoffering vir u en vir my, maar opoffering die moeite werd. Want wanneer ek die vrug van 'n gebedslewe smaak, dan sien ek die ware krag wat daarin gebed is. En dat ek en u hierdie uitnodiging van God om hom te nader in gebed met 2 hande moet aangryp en ons eie moet maak as kinders van hom. Daarom sien ons ook hierso Jakobus se opdrag wat hy hier gee. Roep, bid vir hulle en God sal hulle oprig. Maar selfs sien ons die voorbeeld van die Here Jesus Christus se belofte wat hy daar kom uitdruk ook. Sy voorbeeld. Hy sê alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Markus 11 vers 24. Jesus leer ons dat geloof in gebed die sleutel is. Nie geloof in gebed self nie, maar geloof in God. Nie geloof in 'n formule wat ek navolg en stap vir stap doen nie, maar geloof in die hart van God die Vader. Dat hy 'n waarmaker van sy beloftes is. Dat hy nie 'n mensekind is wat sou lieg, of 'n mens is wat nie die waarheid sou praat nie, sê noem dit vir u en vir my. Jesus leer vir ons en hy kom roep ons om in 'n verhouding met hom te tree deur gebed. Dink by u vir 'n oomblik. Jesus Christus, volkome God, volkome mens. Lees ons keer op keer na 'n heeldag mense bearbei, genees, mee gepraat het, gedebatteer. Hoe het hy sy aandag gaan afsluit? Privaat in gebed met sy Vader. As die seun die behoefte gehad het om met sy Vader in gemeenskap te tree, wat 'n behoefte het ek en u nie om dit te doen. Maar ons sien ook die voorbeelde van geestelike gelowiges, kinders van die Here in die woord, die gebed van Hiskia wat sy lewe verleng het, Naaman wat hom genees het toe hy gedoen het wat volgens God se wil is, en selfs sien ons vir Petrus, hy het gebid en God het hom uit die tronk uit verlos. Ons sien die voorbeelde van godsmanne soos Andrew Murray, wat sê gebed is die sleutelskat van God se seëninge. Alles wat God wil gee, het hy in die beloftes vasgelê en die gebed sluit dit oop. Hier vanaand, liewe vriende, is die skatkis van God se waarhede en woord. Dat ons hierdie beloftes kan neem en ons eie maak. Maar hoe ek en u hierdie beloftes oopsluit, hoe ons dit vir onsself ontgin en ons eie maak, kan alleenlik gebeur op ons knieë in gebed voor God. A.B. Simpson getuig en hy sê gebed is die sleutel wat die skatkamers van God se genesende krag oopsluit. Sonder gebed bly daardie deure gesluit. John Wesley, God doen niks op aarde behalwe in antwoording op gebed. Ek wil dit weer vir julle lees. God doen niks op aarde behalwe in antwoording op gebed. Die Here het 'n weg en 'n manier bepaal hoe ons na hom toe kan gaan, nie om sy arm te draai of te buig nie, maar om sy vrymoedige liefde en genade te kan ondervind en beleef vir onsself. En dit ontvang ons en beleef ons alleenlik deur gebed. Nou waarom moet ons bid? Weet die Here nie klaar wat op my hart is nie? Liewe vriende, dit gaan nie oor die woorde wat ek en u uiter nie. Dit gaan oor die hart waarmee ons uitroep tot God. Gebed is nie maar net leë woorde wat herhaal word of lank uitgerek word om God te beïndruk. Gebed is 'n verklaring van afhanklikheid. Gebed is 'n nadering waar ek my hart voor God uitstort en sê, Here, niks en niemand anders nie, maar u alleen vertrou ek. En daarom voor gebed enige omstandighede van my lewe verander, is die eerste ding wat gebed verander, myself. Gebed verander my eie hart om dit volgens die wil van God in te plaas en wat hy van een van my af verwag as sy kinders. In ons tweede gedagte sien ons, ek sien hy sny daar af. Gebed se antwoord, God se antwoord op gebed is altyd wys en goed. En ons sien daarop, soms sê God, ja. God gebruik siekte dikwels as 'n werktuig om in jou en my lewe te werk. Ons almal ken die getuienisse en wonderwerk genees. 'n Gelowige bid, die gemeente staan saam en die siekte verdwyn. 2 weke terug het ons daarvan gehoor. Hoe die Here baie kom aanraak, het genees het en gesond gemaak.
Hoe baie wat ingetree het en saamgebid het, nie net in die gemeente nie, maar van oor ons af. En God het daarop 'n antwoord gegee en sy antwoord was, ja, word genees. Dit is nie bloot toevallig nie. Dis nie God wat sy krag maar net wil openbaar en wys nie. Dit is 'n antwoord op 'n versoek wat aan hom gerig is deur gebed. Ons sien hoe die Here ook nie net kan sê ja nie, maar soms sê hy vir jou en vir my, wag. God gebruik siekte dikwels as 'n werktuig om ons te vorm. Psalm 40 vers 1 sê, ek het die Here vurig verwag en hy het my ore geneig. Soms lê die antwoord in die wag self, liewe vriende, want in die wag leer ons wat volharding waarlik beteken. Volharding beteken ek staan gereed en ek wag op God om te beweeg voor ek beweeg. Talemaal ondervind ons as kinders van die Here. Ag, as ek my net eers gedink het voor ek gepraat het, as ek my net gewag het voor ek gereageer het en kyk wat het nou gebeur. Want daardie oorreaksie of ons wat reageer sonder om te dink of te bepeins of God te nader, is die hoogmoed en trots in my hart wat opkom, wat self wil beklei en stry, en baie keer beklei en stry ons onsself in 'n dieper probleem in, as wat ons in die begin was. En daarom roep God vir jou en vir my om te wag. Want wag beteken, Here, ek vertrou U al maak dit nie sin nie. Here, ek vertrou U al lyk dit nie vir my moontlik nie. Die Engelse woord druk dit vir my mooi uit, 'n waiter. Dink as ek en U by 'n restaurant gaan eet, dan noem ons dit 'n waiter, 'n kelner is 'n waiter. En wat doen daardie waiter? Hy wag totdat ek gereed is en my hand opsteek om te verklaar, nou kan jy kom. Dieselfde manier vra die Here moet ek en jy op hom wag. Nie op ons neerneigende rugwervel met ons arms gevou teruggesit nie, maar gereed op 'n antwoord, op sy tyd en nie op my tyd. Die verklaring van daardie vers wat ook sê, wees stil en weet ek is die Heer. Is nie net ek en U wat fisies moet stil bly nie, dis ons wat in ons dade moet wag en gereed wees, dat God eers beweeg, voor ek beweeg. Wag beteken dat ek aanhoudend keer op keer God moet nader in gebed vir hierdie saak. Baie mense vra, maar Dominee, moet ek nie net een keer bid en dan ophou nie? Want as ek nou aanhou bid, is dit nie ongeloof nie. Is dit ek wat sê dat ek glo nie God kan dit doen nie, so ek moet hom keer op keer vra nie, liewe vriend. Aanhoudende gebed, volhardende gebed, is God se oproep vir ons as sy kinders. Volhardende gebed is gebed wat sê, Here, ek gee nie moed op nie. Ek haal nie vir 'n oomblik my oë van U af nie en ek vertrou U volkome. Of ek nou vir 'n dag bid of vir jare bid, ek hou U vas vir die oplossing op die regte tyd. En dan ook wat ons besonders gisteraand raak gesien het, soms sê God nee. Ons ken die gedeelte van Paulus, die doring in die vlees, waar die Here sê, my genade is vir jou genoeg. En inderdaad, eintlik sê die Here vir hom, nee Paulus, ek gaan nie die doring in die vlees van jou verwyder nie, maar ek het 'n plan daarmee in jou lewe. En dan is die vraag, gaan ons stryerig raak? Gaan ons teenkanting wil bied, teen die prikkels wil skop, of gaan ons die wil van God aanvaar? Andrew Murray sê, die hoogste doel van gebed is nie dat ek kry wat ek vra nie, maar dat ek een word met God se wil. Dit is wat gebed primêr in jou en my lewe moet bewerk. Nie 'n inkopieslys. Here, ek kort dit, ek soek dit, ek begeer dit, ek wil dit hê en ek wil dit so hê en ek wil dit hê. Dis die hoofdoel van gebed. Maar om onder God se wil in te beweeg en dat dit deel word van my eie lewe. Ek wil weer verwys na die Onse Vader, en ons gaan nog 'n paar keer dit doen. In die Onse Vader bid ons en ons sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Ek het iemand een keer hoor sê, spottende gewys, dat na hulle by Pick n Pay was en die maand se inkopies gekoop het, hulle bid sommer daar en bid hulle vir die maand se kos, as dit mos nou afgehandel. Nee, liewe vriende, die Here roep ons om daagliks te bid vir ons daaglikse brood. Hoekom daagliks? Hoekom nie een keer in afgehandel en God sal nou bly luister en bly doen en bly maak? Want hy verwag daardie afhanklikheid in ons lewens moet daar bly. Dat ons nie vir 'n oomblik by 'n ander mens, persoon of saak ons saligheid of verlossing soek van ons probleme nie, maar dat ons elke môre, elke aand ons afhanklikheid van hom sal verklaar. Nie omdat dit hom in die ore streel nie, maar omdat dit ons in die harte beweeg, om in hom vas te hou, geanker
Charles Spurgeon sê, wanneer God jou nie gee wat jy vra nie, gee hy altyd iets beter. Ek noem dit weer. Wanneer God jou nie gee wat jy vra nie, gee hy altyd iets beter. Dis dalk nie wat vir ons die beste lyk of voel, maar dis die beste wat ons nodig het en wat ons toekom en wat die Here van ons af vra, is vertrou my. Ek weet beter. Derdens vanaand sien ons gebed is die plek waar ons God se krag ervaar. Ons sien dat gebed wys ook afhanklikheid van God. Psalm 121, ek slaan my op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here. Hierdie psalmdigter sê die woorde, ek slaan my op na die berge, as 'n retoriese uiting. En hy sê, waar sal my hulp vandaan kom? Nie dat hy nie weet nie, maar as 'n retoriese vraag, wat die antwoord is vir hom duidelik en voor die hand liggend. My hulp is van die Here. Hierdie psalm is besonders geskryf in die oog van mense wat moes op reis gaan, tussen een dorp en 'n ander dorp. En wanneer hulle deur hierdie passe moes beweeg het, was daar altyd gevare. Daar kon 'n rotsglij plaasgevind het, daar kon boewe gewees het wat vir hulle wag om hulle te beroof, daar kon wilde diere wees wat wag om hulle te verskeer. En daarom voor hy hierdie reis aanpak, kyk hy na hierdie berge en hierdie pad wat hy nou moet aanstap, en hy vra retories, waar sal my hulp vandaan kom? En die verklaring is, my hulp sal van geen ander plek wees, van niemand ander wees nie. My hulp is van die Here. 'n Verklaring van die afhanklikheid van God. Here, ek het U en U alleen nodig. Dink weer saam met my in die woorde van Asaf in Psalm 73, wat hy sê, buiten U het ek niks in die hemel nie, en buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie. Dit is wat God van jou en van my af verwag in gebed. 'n Verklaring van ons afhanklikheid en soeke van Hom. Wanneer ons bid, erken ons, Here, U en U alleen kan vir my voorsien in hierdie saak. Maar saam met dit sien ons gebed bring ook gemeenskap. Jakobus 5 leer ons dat die ouderlinge saam moet bid, die gemeente saam moet bid. Gebed is nooit net 'n individuele daad nie, dit is die gemeenskaplike dra van mekaar se laste, wat ons gisteraand ook doen. 'n Oproep om saam te bid, saam te staan en saam te wandel. Jy is bewus dat ons het 'n gemeentegroepie, die voorbiddingsgroep, en gedurig kom daar behoeftes vir gebede. En dit is 'n oproep tot u en my om saam te bid en saam die Here vas te hou. Elke Sondag reflekteer U naam op hierdie skerm. Voorbidding. En ons laat dit by ons verbygaan. Maar is nie ek in my nood en my probleem en my uitdaging. Maar God roep ons om 'n eenheid te wees. Een van hart, een van sin. Binne sy wil. En dat ons saam mekaar se laste sal dra. Saam mekaar vir God sal opdra in gebed. Om my broers en susters hier in die gemeente, buite die gemeente, se name voor God te bely en te kom neerlê. Dis die mees onselfsugtigste vorm van liefde wat jy vir jou naaste kan bewys, is om vir hulle te bid. Jy kan vir hulle al die geskenke in die wêreld gee. Jy kan vir hulle al die komplimente uiter vanuit jou mond. Maar wanneer jy tyd uitkoop op jou knieë voor God en daar vir hom bid, vir jou broer of suster, vir 'n vriend, 'n geliefde kind van die Here. Dit is waar liefde waarlik geopenbaar word. Waar jy nie eer daarvoor kry, waar niemand dit hoor of sien, maar waar God my hart raak sien in daardie saak. Maar dan derdens, ons sien ons ook gebed bring vrede. Wanneer die gejaag van die lewe so op ons is, en hierdie gedruis en klanke en net 'n gejaag na sake en na dinge, staan vroeg in die oggend op, ry na die werk, ywer in werk en weer terug die aand, en dan is dit kos smaak en hierdie ding en daardie ding, slaap tyd vir niks en niemand en geen saak nie. Roep die Here vir jou en vir my om ons vrede te vind, nie op 'n televisieskerm, nie op my selfoon in die aande nie in ander mense en enigiets anders behalwe hom alleen. Filippense 4 vers 6 en 7 roep ons en sê, laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking aan God bekend word. Kom ek herhaal weer daardie gedeelte, dit is die eerste gedeelte van, laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking aan God bekend word. En hoor mooi, en die God
van vrede, die God van vrede, sal julle harte bewaar. Dit is wat ek en u in ruil kry vir 'n lewe wat deurgebring word op my knieë. Ons gaan nie altyd die wonderlikste, mooiste sake en dinge uitgebed uitkry. Maar wat God deur gebed vir jou en vir my bied en kom antwoord, is vrede. 'n Man wat nie genees is van sy kroniese pyn nie, sê, ek het nie genesing ontvang nie, maar ek het vrede ontvang. En dit is 'n groter wonder, getuig Andrew Murray in een van sy boeke. Hy het nie genesing ontvang, maar hy het vrede gekry. Vrede, liewe vriende, wat jou en my verstand te bowe gaan, wat ek en u nie vanaand kan verstaan of begryp. Net soos met genesing, verstaan ons nie altyd die diepte van gebed nie. Maar God vra ons nie vanaand om elke aspek en die regte woorde te hê en die regte metode en manier. Hy roep ons in die eenvoud. Kom tot my, bid tot my, vra van my en jy sal ontvang. Maar laastens vanaand sien ons verantwoordelikheid in gebed. Ja, liewe vriende, dis nie maar net God wat werk en gee en doen nie. Daar is 'n oproep vanaand en 'n verantwoordelikheid wat van jou en van my af verwag. Bid altyd met geloof. Ja, doen dit is van selfspreekend. Maar liewe vriende, ons bid baie keer soos iemand wat 'n muntstink in 'n fontein ingooi en hoop en wens dit word waar. Nee, ons gebede moet wees 'n verklaring en afhanklikheid van die God van die heelal. Dit is my wonderlik in die week waar ek van iemand hoor wat vertel het van sy vrou wat jare aan kanker gely het. En hulle moet nou weer gaan vir 'n onderhoud of 'n ondersoek en sy is in remissie. En daar word gevra vir die man, so jou vrou is nou in remissie, hy sê nee. Sy is nie in remissie nie. Ons glo en vertrou, sy is volkome genees. Dis nie 'n naïewe persoon. Dis nie 'n blinde persoon nie. Dis 'n persoon wat sê ons het gebid, ons het die Here vasgehou en ons het die vrede in ons hart uit haar aangeraak. Dis die tipe gebedslewe wat God van jou en van my af verwag. Om nie net te bid en terug te sit nie, maar om te bid en te vertrou asof dit klaar gebeur het en klaar plaasgevind. Dis wat ware geloof is, liewe vriende. Vir die wêreld lyk dit naïef, vir die wêreld lyk dit dom, vir die wêreld lyk dit asof ons waarlik ons hoop weggooi, maar inteendeel plaas ons hoop in die enigste persoon wat die antwoord daarop is, en is Jesus Christus. Maar tweedens is die verantwoordelikheid dat ek en u vanaand God se wil moet aanvaar. Here, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Dis die voorbeeld en die oproep wat Christus vanaand van jou en van my af verwag, om volgens sy wil te bid. Maar moet ek nou eers gaan oplees en leer wat God se wil is? Nee, liewe vriende, die beste manier om te leer om te bid, is deur om wat te doen? Om te bid. As ons wil groei in 'n gebedslewe, begin dit vanaand, nie môre of eendag of later nie. En die Here verwag nie vanaand dat ek en u nou vir 3-4 ure aan een moet bid, maar om vanaand te begin in my gebedslewe ernstig te begin opneem. Om te bid in tye van voorspoed en te bid in tye van verdriet, maar te bid nogtans volgens sy wil. Maar dan 'n verantwoordelikheid wat ek en u ook het, is om vas te hou aan die ewige hoop. Of die Here my genees of hy my nie genees nie, weet ek wat vir my vooruitwag. Ek bid vanaand met my kop omhoog, met die wete wat vir my wag as 'n kind van hom, dat daar is vir my alreeds volkome genesing. En ek nie vanaand moedeloos, pessimisties of negatief hoef te raak, maar dat ek in verwagting kan bid en hom saam vashou. En dan vanaand se oproep vir ons almal saam, bid saam. Dra mekaar se las, ondersteun mekaar, nie net in die publiek met 'n druk of 'n handgroet of 'n woord van bemoediging, maar ondersteun mekaar in jou eie binnekamer, waar jy mekaar en ons mekaar in gebed vir God opdra en tot hom nader en dat hy daarin beantwoording sal gee. Liewe vriende, ons sien vanaand, ons kan nie gebed losmaak van genesing. Dit is uiters van belang in ons geestelike lewe vir alle fasette, of dit goed gaan of sleg gaan met my. As ek met God wil wandel, moet gebed van nature in my lewe voorkom. Moet dit groei en toeneem. Maar so maklik verwaarloos ons. Vergeet ons die waarde daarvan.
en verag ons dit. En vanaand kom herinner die Here net weer opnuut vir jou en vir my en roep hy ons op tot 'n verhouding en 'n lewe van gebed met hom. Dat ek hom sal vashou en vertrou, dat in hom en deur hom daar vir jou en vir my ook genesing is. En daardie genesing gaan vind ek nie net by 'n dokter of by 'n dominee of by mense nie. Ek vind dit op my knieë in die naam van Jesus Christus self. Amen. Kom ons bid saam. Vader, Here, dankie dat ons in hierdie aand ook voor U kan kom stil raak en tot U kan kom bid, Here, en vra dat U met ons sal wees. O Here, ons vergeet soms so maklik die krag wat daar in gebed is. Hoe baie U ons al deurgehelp het en voorsien het deur die eenvoudigste gebed wat na U gerig is. Here, mag ons weer voorbidders word. Mag ons weer manne en vroue word wat tyd op ons knieë voor U spandeer en U soek vir oplossings. U soek vir verlossing. U soek vir wysheid. Want ons weet vanaand, Here, dat 'n soekende siel en 'n soekende heiland mekaar nooit sal mis. En ons vanaand verseker kan wees dat by U, Here, vind ons nie dalk altyd ons wil nie, maar U wil. En by U, Here, vind ons nie altyd wat ons begeer nie, maar wat ons nodig het. Daarom, Here, mag ons vanaand weer die verantwoordelikheid en die belang opneem om tot U te kom en te kom bid en U vas te hou. En te weet, Here, dat in U is daar genesing. En dat ons dit van U af kan bid met vrymoedigheid deur die werking van die kruis van Jesus Christus. Seën ons, Here, en wees met ons. Ons bid dit in die heilige, kosbare en dierbare naam. Amen. Ek vind net 'n geleentheid om die regte lied op te sit. Ek wil vanaand vra, liewe vriende, as 'n laaste geleentheid, as daar iemand is wat nog nie vorentoe gekom het nou Sondag aand nie, maar die begeerte het dat daar vir hulle hande moet opgelê word, gesalf word en vir hulle gebid moet word, dat die vanaand terwyl ons die slotlied sing hier voor sal kom sit en dan gaan ek my 2 broers of ouderlinge vra om saam met my te kom. Ons wil graag vir u wil bid en saam die Here wil vashou. Dat hy ook u sal aanraak en u genees as dit sy wil is. Kom ons staan en sluit ons af met hierdie lied. En as jy behoefte het, ons ontmoet die u voor. Leeg het hulp nodig moet hy. Ekskuus. My ander het gevlieg vanaand, so ek het nie 'n klankdame nie. Kyk vir my onder aan die lied, die volume is afgesit. Ons het dit gedoen toe Johan vir ons met die gitaar gespeel het. Kom ons staan en sing.